Goeiemôre geliefdes. Het is wonderlik om saam met julle te kan wees op hierdie Sabbat. Kan julle dink, né? Januarie het ek hier gestaan en nou is dit Desember. Dit het vinnig gevlieg. En baie welkom aan ons vriende daar van ver af, leraar Herman en Anthea Sutherland. Ons bly julle is hier saam met ons. En Anthea se pa is baie siek in die hospitaal. Bid asseblief vir oom Lawrence Cunningham. En sy verloofde is op die ek het die naam nie gekry. Santa. Ons bid saam hoor. En ja, bid asseblief vir oom Lawrence. En baie welkom aan ons besoekers. Ons is baie bly u is saam met ons vandag. En weet baie keer met 'n leraar dit gebeur soms met my dat ek 'n plan het, maar dan gee die Here vir my 'n opdrag. So vanoggend net so rukkie terug het die Here vir my gesê ek moet nou 'n ander boodskap vir julle bring. So die een wat ek voorberei het, kan ek nou nie vir julle bring nie. Ek moet nou 'n ander een bring. Is dit reg met julle? Dit is eintlik ja, dit is spesiaal wanneer mens besef dis nie jou plan nie. God het 'n plan. En ek sal tog 'n paar gedagtes inbring van die boodskap wat ek wel beplan het. En dan gaan ek dit verbind aan 'n baie dieper tema. So ons skriftuurlesing kom uit 1 Samuel hoofstuk 20. 1 Samuel hoofstuk 20. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie dat ons U woord kan open en ons wil vra Here dat U nou op 'n spesiale wyse met ons sal spreek in Jesus naam. Amen. 1 Samuel 20 vanaf vers 14. En sal jy my nie, as ek dan nog lewe, die guns van die Here bewys nie, sodat ek nie sterwe nie. Jy sal ook nimmer aan my huis jou guns onttrek nie, wanneer die Here die vyande van Dawid een vir een van die aarde af uitroei nie. So het Jonathan dan 'n verbond gesluit met die huis van Dawid, en die Here het dit geëis van die hand van Dawid se vyande. En Jonathan het Dawid weer laat sweer by sy liefde vir hom, want hy het hom liefgehad met die liefde van sy siel. Nou ek moes julle eintlik eers gevra het die naam van boesemvriende in die Bybel. En ek dink ons ken die antwoord, né? Dis Dawid en Jonathan. Nou ek is nou besig om deur 1 Samuel te werk op die oomblik en daar's eintlik baie diep boodskappe daar. As 'n mens mooi gaan kyk, wie was Dawid, wie was Jonathan? Jonathan was sy swaar, né? Nou, hoe dink julle het Jonathan gelyk? Was hy kort? Die pa was 'n kop langer as almal, né? So ek het hierdie week gedink, dalk was Jonathan lank. Hy was die volgende koning, né? Maar die Here het gesê nee, nie die nageslag van Saul nie, nou sit iemand anders. Nou kan julle dink die jaloesie wat daar kon gewees. En dit is nou Jonathan se swaar. Baie keer weet ons in families is daar konflik. Hy is getroud met sy suster, né? Was sy kort of lang? Wat dink jy? Ons het wat baie keer dink oor sulke goed. Ons weet nie. Maar daar's twee dinge, daar kon familietwis gewees het en boonbehalwe dit, daai jaloesie vir die troon. Maar die teenoorgestelde gebeur in Jonathan se lewe. En hy het 3 keer 'n verbond met Dawid gemaak. Hoeveel keer? 3 keer. Kom ons kyk vanaf daarna. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Kom ons begin by vers 1. En nadat hy
sy gesprek met Saul beëindig het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het vir hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Want dit is nou nadat Goliat verslaan is, né? Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het met sy eie siel. So vers 3 sê hulle sluit 'n verbond. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. So hier gebeur iets besonders tussen hierdie twee jong manne. En dan 20 vers 16 het ons nou net gelees, maar ek gaan spesifiek kyk na vers 16. 1 Samuel 20 vers 16, so het Jonathan dan 'n verbond gesluit met die huis van Dawid, en die Here het dit geëis van die hand van Dawid se vyande. En dan 1 Samuel 23 vers 18, 1 Samuel 23 vers 18, toe sluit hulle twee 'n verbond voor die aangesig van die Here, en Dawid het in Hores gebly, maar Jonathan het na sy huis gegaan. En dit lyk asof dit die laaste keer is wat hulle mekaar gesien het. 3 verbonde tussen hierdie twee vriende. So, vandag is nagmaal. Vandag is 'n spesiale dag. Amen. Moenie nagmaal mis nie, hoor. 4 keer 'n jaar kry ons gewoonlik hierdie geleentheid. Dit is 'n afspraak met die Here. Nou, wie het 'n Jonathan in sy lewe of haar lewe nodig? 'n vriend, né? Stem julle saam? Ons het iemand nodig wat naby aan jou is. En ek is seker as ek u die geleentheid gegee het vandag, kon u gesê het, ja, daar's iemand wat 'n vriend is of 'n vriendin is vir my. Natuurlik jou egmaat moet jou beste maat wees, naas die Here, né? So die Here, dan jou egmaat as jy een het, en dan natuurlik, dis wonderlik as daar iemand is wat 'n vertroueling kan wees. En dan wil ek julle ook bemoedig om 'n Jonathan te wees vir iemand anderster. So dis lekker om een te hê, maar wees 'n Jonathan. Wees 'n vriend of vriendin deur dik en dun. Amen. Sulke vriende is skaars, hoor. Maar ek sê nou vir julle, wees so 'n vriend. En dan is daar 'n hemelse Jonathan, Jesus Christus. En vandag wil ek praat oor die verbondstafel. Die verbondstafel. So ons het gesien waar hierdie twee vriende hierdie verbond 3 keer gesluit het. En dan is daar ons hemelse Jonathan. Hy is ons heel beste vriend. En ek wil hê ons moet gaan na Johannes hoofstuk 13. Johannes hoofstuk 13. Nou, in 2007, toe, en dit is 'n lang storie van 'n ander dag, maar ek en Wilna, die kindertjies was nog klein, Caleb was nog nie eens gebore nie, het ons beïndruk gevoel, ons moet mense probeer bereik, ver in die middel van nêrens. So ons was gebaseer in Wolmaranstad, ons noordelike grens was Botswana, ons suidelike grens was die Vaalrivier, ons westelike grens was die Noord-Kaap, en ons oostelike grens was Klerksdorp. Dit was 'n baie groot distrik, 500 km in deursnit. En daar was baie klein plekkies waar daar geen liggie geskyn het. Ons het gevoel ons moet daar probeer inkom. En die Here het 'n weg vir ons oopgemaak,
En daar op 'n plek met die naam van Fostershoop. Wie het al gehoor van Fostershoop? Okay. So Wolmaranstad, Schweizer, Vryburg, Ganesa, Morokweng, paar ander klein naampies, Fostershoop. En daar was mense, en dit is 'n ongelooflike verhaal. Ek wens ek het die tyd gehad om dit vir julle te vertel, maar ek kry toe 'n kollega van my van veeartsenydiens met die naam van Ras Boshoff. So ek en hy het saam in veeartsenydiens gewerk en hy was nog steeds in veeartsenydiens en sy vrou Karen en hulle seun, jong seun Willem. En ons het toe daar met hulle gepraat en hulle sê hulle wil ons iets wys en hulle sit die TV aan en daar is 'n DVD van Walter Feit. En hulle wil ons nou voorstel aan hierdie man wat so praat oor die skepping. Want hulle het probeer wegkom uit Schweizer. Nou Schweizer is 'n klein plek. Nou hulle het gevoel daar's te veel invloede daar. En hulle gaan toe daar in die middel van nêrens. En ons sê ja, ons ken vir Walter Feit. En hy doen 'n goeie werk. En toe voel ek moet vir hulle die hele storie gee. So ons het toe teruggery, paar maande later, en ons het daar gaan kamp in die Malipoe Natuurreservaat. Nou toe ek in Johannesburg was, toe vat ek die wat wou, saam in die Kalahari in. En ek hoop daar's ook 'n paar van julle wat sal wil. En dan gaan kamp ons bietjie daar vir 'n naweek. Dit is, jy weet nee, as jy stop, dan hoor jy en dit is die exhaust wat afkoel. Dis doodstil. Wanneer laas het julle daai geluid gehoor? Mens hoor dit nie in Pretoria. En ons het wonderlike herinneringe van kampe daarso. En ons het daar gekamp, hulle daar by ons kom kuier. En daar agter die bakkie, toe gee ek vir hom die volle stel van verbasende ontdekkings. En 'n paar maande later, toe bel hy my. Hy sê, Kim, ek dink baie aan julle. Ons kan nie stry nie. Hierdie is die waarheid. En toe ry ek van Wolmaranstad af, paar 100 kilometer om by hulle uit te kom. En die deel wat ek nou vir julle wil vertel, op daai stadium was my keel baie hees. My stem was weg. Want ons het dag en nag gepraat oor die woord van die Here. Hulle het soveel vrae gehad. Karen het geglo, haar afgestorwe pa is in die hemel. Maar die Bybel sê die dooies slaap in die graf tot die opstanding. Maar nou om die persoon terug te bring uit die hemel uit, verstaan, dis 'n groot ding wat in jou kop moet draai. En weet jy, uiteindelik kon sy vrede maak en sê, maar hierdie waarheid is mooi. Haar pa rus nou. Hy is oor niks bekommerd nie. En ons het onderwerp vir onderwerp gevat en toe kom ons by hierdie ene en toe wonder ek, moet ek of moet ek nie? Want hulle het al reeds so baie gehad om in te neem. Toe dink ek wel, ons moet hulle alles leer. Amen? Leer hulle om alles te onderhou, sê Jesus. En ek gaan toe na Johannes 13. Want die SDA kerk vier die nagmaal anders as ander kerke. Ons het 'n voetewassing. Ons gebruik ongegiste wyn, ongesuurde brood. Hoekom? Want Christus was sondeloos. Daarom moet dit vars druiwesap wees en ongesuurde brood. Die voetewassing, waar kom dit vandaan? Is dit iets wat ons uitgedink het? En ek het toe vir hulle deur die hoofstuk gevat. En laat ek net een treetjie terugvat, toe ek hulle ontmoet het. Hy kom uit 'n gereformeerde agtergrond, sy kom uit 'n Pinkster agtergrond. Albei het Sondag gehou, maar verskillende sieninge. En daar was 'n plek met die naam van Rednor. En hulle het van tyd tot tyd, ek dink een keer 'n maand daar gaan
saamkom met gelowiges. Dit was nie 'n kerk nie, dit was maar net gelowiges wat by mekaar kom. En toe ek deur hierdie hoofstuk met hulle gewerk het, toe kyk hulle vir mekaar. Nou ons het hulle toe intussen getrek van Fostershoop af na Gemsdraai toe. Nou is jy letterlik teen die grens. Jy kyk in Botswana in van die stoep af. Ons het op hy stoep gesit, my stem is weg en ek probeer my bes om hierdie waarheid oor te dra. En nadat ek dit aangebied het, toe kyk Ras vir Kar en hy sê, hoe kan ons ooit teruggaan? Hierdie is die waarheid. Toe ek daai vir hulle wys, toe sê hulle, hierdie is God se kerk. Nou vandag wil ek dit vir julle wys. Kom ons kyk na Johannes 13. Ons lees vanaf vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, nou dis hartseer, die duiwel is ook hier tussenin. Die duiwel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Vir wie? Vir Jesus. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van hom uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Onthou, Jonathan het ook sy kleed uitgetrek, né? Net so 'n klein parallel. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. So, daai gedeelte wat sê, hy wat gewas is, waarna verwys dit? Die doop. Amen? So hy wie gewas is, hoef net die voete te was. So, Wian en Rochelle, wanneer is daai herdenking? Waar is hulle nou? Hulle was hier. Okay. Kom ek vra my anderste. Ek hoop julle sal weet. Okay. Wat kom eerste? Die troue of die huweliksherdenking? Die troue, is dit nie waar nie? Jy moet eers getroud wees, Christo, voordat jy 'n huweliksherdenking kan hê. As Rachel nou vir my begin vertel, sy het nou 'n huweliksherdenking, dan gaan haar pa omkap, né? Want ek wil weet wanneer het daai troue gebeur. Stem julle saam? Die doop is die troue. Die voetewassing is die herdenking. Hy wie gewas is, hoef net die voete te was. Kom ek verduidelik iets vir julle. Nou, dit is baie interessant. Toe ons daar in die Kaap was, ek is gevra om daar te gaan preek onlangs. En ek kry 'n boodskap van iemand, die naam is op my foon Ounoy. Okay. Wie is Ounoy? Ounoy is die oudste dogter van 5 kinders. Hulle was ons bure
Ek skat hier in 1983. En my ma en haar ma was baie goeie vriende tannie Treya. En sy het hoeveel dogters gehad? 5 van hulle. 5 dogters. Margaretha, Belinda, Gerda en Nicolette tweeling en Anelda. Haar bynaam was Ounooi. En Ounooi kontak ons toe ons daar in die Kaap is en sy sê ons wil jou baie graag sien. En dit was wonderlik, na donkie jare het ons daar gesit en gesels oor wat die Here vir ons elkeen gedoen het. Maar een seun het van 'n wimphof afgeval en op 12 meter ver op 'n sementdam. So hy het sy hele skeerlid opgekraak en alles is 'n groot storie, maar sy lewe is uiteindelik gered deur die genade. Onlangs daarna toe verongeluk 'n ander seun dood. So hulle is deur diep waters. So ons het daar gesit, maar die seun was by en hy het getuig hoe die Here sy lewe gered het. Nou wat vir my interessant was, so ek en my boetie, ons is 2 seuns, 5 dogters hier langsaan. Dan speel ons nou touchers en ons speel dit en ons speel dit. 5 uur, klokslag, dan die Treya kom uit, sy sê, dogters, dis badtyd. Nou gaan bad hulle, 5 uur in die middag. En weet julle wat, dan kom hulle weer uit, met hulle pyjamas. Dan speel ons verder touchers. Wat ek al ons daar gespeel het. Maar nou kan ek dink in my eie gedagte. Wanneer hulle in die huis ingaan, want Kim en Kevin, my ma weet, sy moet ons laat bad wanneer ons nou klaar ons dinge gedoen het. En die badwater is bruin. Net so terloops, hoekom is 'n man se badwater vuiler as 'n vrou se? Julle geweet? Want die man is van stof gemaak en die vrou is van been gemaak. So ons badwater was altyd baie vuil. Nou speel ons daar buitekant. En wat gaan tannie Treya sê vir daai 5 dogters voordat hulle in die skoon lakens gaan inklim? Gaan was julle voete. Amen. So hulle is al reeds gebad. En dan omdat hulle buitekant rond bietjie stof opgetel het, dan gaan was jy net die voete. Maar as een van hulle daar in 'n blombedding geval het wat daai dag nat gespuit is en vol modder, wat gaan dan gebeur? Weet hulle in die bad. So ons weet, daar is geleenthede. My pa is gedoop, hy het heeltemal in die wêreld teruggeval vir 'n baie lang tyd, sy rug op God gedraai, en toe hy terugkom, toe word hy geherdoop. Maar vir die gewone gelowige, ons tel maar stof op, né? En dan moet die voete gewas word. So hierdie is 'n mini-doop, dis 'n herdenking aan daai verbond wat ons met die Here gemaak het deur die doop. Ek praat nou 'n bietjie teologies met julle. Hierdie is belangrik. Het julle al gehoor van sakramente? Het julle al gehoor van ordonnansies? Okay. So die Katolieke Kerk het sakramente. Die SDA Kerk het ordonnansies. Ons het nie sakramente nie. Want 'n sakrament is iets waar verlossing gewaarborg word in daai iets. So ons verlossing is in wie? In Christus. Maar daar is ordonnansies, noem dit simbole, wat ons koppel aan Christus se verlossing. Daar is 3 ordonnansies in die 7de dag Adventiste Kerk. En ons kry dit uit die Bybel uit. Wie kan my help? Doop, nagmaal en voetewassing. So hierheen is die brood en die wyn, hierheen is die voetewassing. So jy kan sê wat ons vandag doen is 2 ordonnansies uit die 3. Daar's net 3. Doop, nagmaal, voetewassing. Hierdie is diep teologie. Amen. So wanneer doop ons iemand? Die Bybel sê bekeer jou en laat jou doop.
Nie waar nie? My pa was 'n sogenaamde Methodist kind. My ma was 'n Anglikaan. Wat gebeur in daai kerke? Daar's kinderdoop, né? In Engels sê ons christening. En daar's dalk 'n fotootjie, miskien het u so 'n foto waar u so lang wit rok ding dra en daar's water op jou gesit as 'n babatjie. Dit vind ons nie in die Bybel nie. Die Bybel sê bekeer jou en laat jou doop. So ek wil graag 'n stukkie lees uit die boek Child Guidance. Dis bladsy 499. Ek het nie tyd gehad om dit in Afrikaans te vertaal nie. Parents whose children desire to be baptized have a work to do, both in self-examination and in giving faithful instruction to their children. Baptism is a most sacred and important ordinance, and there should be a thorough understanding as to its meaning. It means repentance for sin and the entrance upon a new life in Christ Jesus. There should be no undue haste, moenie haastig wees, to receive the ordinance. Let both parents and children count the cost. In consenting to baptism of their children, parents sacredly pledge themselves to be faithful stewards over these children, to guide them in their character building. They pledge themselves to guard with special interest these of the flock, that they may not dishonor the faith they profess. So, ek wil dit net hierso. They pledge themselves to guard with special interest these lambs of the flock, that they may not dishonor the faith they profess. When the happiest period of their life has come, and they in their hearts love Jesus and wish to be baptized, then deal faithfully with them. So dit is belangrik om te verstaan dat ons kinders, ek onthou ek het 'n poging gehou in 2009 en toe weer in die begin 2010 en ek het kaartjies uitgedeel vir besluite vir doop. Rachel was 6 jaar oud en sy het daai ding ingevul. Merkie gemaak, sy wil gedoop word. Nou wat doen dit in pa se hart? Hy is bly, maar jy weet, dit is nog te vroeg, né? Maar die saadjie is daar, sy wil gedoop word. So wat doen ons? Ons begin met studies, en ons werk met hulle, ons lei hulle, en toe omtrent op 14, toe is sy gedoop. Toe maak sy daai besluit op haar eie. Vers 12. Toe hy dan hulle voete gewas en sy bootklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Julle gehoor? Julle is verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit doen. So, as ek dit kan opsom, die doop is baie ernstig. Dis nie 'n ligtelike besluit nie. En wanneer 'n mens gedoop is, dan herdenk jy jou doop deur die nagmaal. Amen. Nou wil ek iets anders verduidelik. Die 7de dag Adventiste Kerk het 'n oop nagmaal. So as daar iemand is hier vandag
miskien is die agtergrond NG, miskien is die agtergrond Katoliek, miskien is die agtergrond Baptis. As u lewe aan die Here toegewy het, volgens u oortuiging. Kom ek praat van die NG Kerk. Daar's mos katekisasie, né? Daar's aanneming en voorstelling. Dit is u oortuiging. U is welkom om deel te wees van hierdie nagmaal. As u daai standpunt geneem het vir Christus, volgens u oortuiging, is u welkom om deel te neem. As dit kom by kinders, hulle leer deur aanskouing. Net soos met 'n doop. 'n Mens sien 'n doop plaasvind. Ek onthou die eerste doop wat ek gesien het. Kan u dit onthou? Ek onthou die eerste een. En toe die jare bietjie aangerol en ek was by 'n doop van 2 jong manne. En toe kom 'n tannie na my toe en sy sê, wanneer is jou beurt? Jy weet, daai saadjie het geval. Ek het eers my oorgawe later gemaak, maar toe ek dit gedoen het, was dit uit my hele hart. Ek onthou toe my ouers nagmaal gebruik het. Dit was 'n heilige oomblik. Ons het stil gesit en gewag, terwyl die mans daai kant voete gewas het, die vrouens daai kant voete gewas het. Dan kom hulle terug en hulle die brood en die wyn gebruik. Wie van julle het so groot geword? Dis heilig. Dis iets baie spesiaal. En ek het gewag, toe ek deur die doopbad gegaan het. Ek het uitgesien na my eerste nagmaal. Selfde met my vrou, sy het in 'n predikantse huis groot geword. Selfde met ons kinders. Hulle het aanskou, toe hulle die besluit gemaak het, deur die doopbad gegaan het, toe sien hulle uit na daai herdenking van hulle doopbesluit. En ek wil dit graag net vandag met u gedeel het. Die Bybel is mooi. Die waarheid is mooi. En kom ons loop aan daai weg van die Here. Kom ons maak daai verbond met hom vas. Daai ewige verbond. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het, Heer, om uit U woord te leer. Here, help ons om vas te staan in die waarheid. Ek wil vra, Here, dat U met ons sal wees, waar ons mekaar se voete nou sal was. Verwyder alles wat tussen ons en U en ook tussen mekaar skeiding maak. En Here, waar ons dan gaan aansit aan die tafel, dat U deur U Gees kragtig met ons sal wees. Dankie, Here, dat U U lewe vir ons gegee het. Seën ons nou asseblief. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.